Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer, dit is jou land, dit is die plek, wat jou hart opmaak, hier sal jy boer. Welkom by vandag se episode van Nisboere. Vandag loer ons in by nisboerderye wat met bokke en bessies floreer. Hier is 'n voorsmaakie. In hierdie episode van Nisboere, net buite Clarence, proe ons Barris se bekroonde bokmelkkase. Zuidwaal se gesogte nastergal konfyt lok ons na Amersfoort in Mpumalanga. In die ateljee gesels Corneille met Kobus Hurter van Agriculture. Hier's Corneille. Die sluitingsdatum vir ons groot kompetisie kruip nader. Moenie vergeet om jou nisidee met ons te deel nie. So maak mens. Ons vier ons 10de seisoen met 'n groot kompetisie. Daar's 'n JAC T6 2 liter CTI enkelkajuitbakkie van bykans R300 000 op die spel vir die innoverendste nisboerdery idee. Stuur jou niskonsep via stemnota of selfie video voor 31 Julie. Besoek nisboere.co.za vir meer inligting. BSF geld. Ek kan nie wag om nog meer blink nisidees te ontvang nie. Wie weet, daardie JC bakkie kan ook joune wees. Nou ja, kom ons skop af met ons eerste nisboer. Het jy geweet van die mees bekroonde bokmelkkase word op Barris in die Oos-Vrystaat gemaak? Die nisboerspan het gaan inloer. Lekker kyk. Ek is hier gebore en het hier groot geword, soos my ouers geplaas. En in 2016 was ons op 'n vakansie in die Kaap gewees, ek en my man, en ons het dit so geniet om net wynplaas na wynplaas te gaan en so tuis te voel daar. En dit het vir my amper gevoel as ek by my eie huis aankom. En hier in hierdie area was daar niemand wat regtig so iets gedoen het nie. En ja, ek het on a whim besluit, okay, melkbokke. Hoekom nie melkbokke nie? Dit was 'n baie vinnige en impulsiewe keuse gewees. Die een oomblik nog gedink melkbokke en regtig 'n week daarna toe het ek die eerstes al opgelaai en gekoop. So die gastehuis was eintlik eerste, en ek dink my ma het toe al haar kinders uit die huis uit was, sy nou so klein bietjie die leenes-sindroom ervaar, en my ma is nie iemand wat stil sit nie, en toe het sy die gastehuis opgesit, en ek dink dit is ook wat my so half 'n voet gegee het om in te kom en hierdie te begin, maar die gastehuis is baie noukeurig uitgesit met antieke meubels, het gee jou daai plaasgevoel, soos 'n huis. Ons is almal saam hier, maar ons probeer om uit mekaar se besighede uit te bly. Die een doen dit, daai een doen dit. So ons poog om elkeen sy aparte ding te doen, maar hier en daar vervleg ons besighede met mekaar. So ek doen die kasery en die bokke en die beeste. Dis my besigheid in die restaurant. My broer het skape en dan ons nuutste toevoeging is die varke, wat so half 'n uitvloeisel is van die kasery wat 'n afvalproduk het wat die varke kan eet, en dis die eerste ding wat ons nou saam doen, wat die boeties en ek het 2 broers en ons doen dit nou saam, maar die belangrike ding vir my om te sê as kind, en ek seker my broers kan dieselfde sê, is sonder ons ouers sou ons nie gewees het vandag nie, en ja, my pa veral, wat elke liewe dingetjie wat op die plaas is, gaan deur sy hande en bou hy self. Hy's die handigste mens wat ek ken, en dit maak dit vir ons bekostigbaar, maar dis meer as dit maak dit vir ons ongelooflik spesiaal. As jy nou kaas wil maak, dan soek jy die bok wat die meeste melk produseer, en daarom het ons die Saanens gekies. So toe ons 10 jaar terug die bokke gekry het die bokke uit verskillende dele van die land uitgekom, maar onder andere De Rust in Oudtshoorn en De Aar. Oor die afgelope paar jaar was dit ons groot fokus om te sê, okay, kom ons kry hierdie bokke dis so weerstandig as moontlik en so gehard as moontlik. Ek het nie te veel produksie gejaag nie te veel gekyk na dit nie, maar meer gekyk, is jy gesond en produseer jy gesonde babas en is jy siekteweerstandig, en dan bly jy in my kudde. En na 10 jaar voel ek hierdie bokke wat hier is, hulle is nou Vrystaatbokke, hulle is Clarence bokke, en ek dink die uitdaging is nou minder. Dit was baie op 'n tyd, ja. Ek dink dit is die hele ding waar die nis inkom. So dit is ook, okay, daar's niemand wat mense op hulle plaas verwelkom nie. Great, maar wat gaan ons nou eintlik vir mense in die Vrystaat bied
op ons plaas wat anders genoeg is dat mense actually sal belangstel om te kom proe. En bokmelkkaas is een van daai goeders wat mos maar eintlik dis vreemd. Dit is nie baie mense ken dit glad nie. Ek onthou die eerste keer wat ek dit geëet het, ek was al getroud en my skoonfamilie het dit daar uitgesit en ek so bokmelkkaas. Melk mense bokke en dan maar ek meen dit was 'n revelation want toe ek dit proe, sê ek soos, dis die lekkerste ding nog ooit. So Baris Monger het in September 2017 sy deure oopgemaak. Die idee was so half, okay, hier is nou 'n klein restaurantjie, want dit was ook 'n ander, waar gaan ons produk verkoop? Ons het nou die produk, maar ons het toe agtergekom, is nie so maklik om die produk te verkoop nie, so ons wil dit nou van die plaas af doen. En maar toe sien net soos 'n oop stuk veld hier gewees. En toe sê ek, maar dit sal nou lekker wees as hier 'n ou groentetuintjie is. En dis hoe die tuin nou ontstaan het en soos wat die tuin volwasse geraak het daar al meer en meer produkte gekom wat ons die geleentheid gegee het en nie ons nie, my ma die geleentheid gegee het om hierdie wonderlike produkte te begin produseer. En dis nie net 'n groentetuintjie nie, dis regtig 'n lus en dit gee vir ons almal soveel vreugde en vir enige besoeker wat hier kom ook, dis regtig 'n spesiale tuin en hy het nou al mature, so hy gee nou al vir ons elke jaar baie goeie oes en daarmee maak ons konfyt en chutney en ons probeer om unieke smake en geure en ietsie wat bietjie anders is te doen. Maar van die heel begin af was my idee en visie, lang visie om te sê regtig lang plan, om te sê ek wil graag 'n farm to table ervaring vir mense bied. Vir my is 'n holistiese benadering en om hierdie stukkie grond wat ons het so goed as moontlik op te pas, regtig integraal tot die besigheid en ek probeer nie te veel inmeng met wat die natuur vir ons gee nie. Maar ja, vir volhoubaarheid is dit hoekom ons ook in 2025 4 koeie gekoop het en ons het ook aan die einde van 2025 'n paar varke gekry en alles saam begin ons al meer beweeg na 'n stelsel toe wat 100% vir homself sorg. Ek voel baie opgewonde oor die volgende 5 jaar en ons het planne wat baie binnekort gaan afspeel, waar ons regtig daai farm to table ervaring 'n werklikheid wil maak. Waar mense gaan kom en hulle gaan 'n feesmaal kan kom geniet wat alles van Baris afkom. Dit is 'n klein bietjie groei in die restaurant, maar ook baie groei op die plaas en dit wat ons hier gaan doen en dit wat ons hier gaan verbou. So ek is baie opgewonde oor die volgende 5 jaar. Net hierna, Zuidval se Nastergal konfyt. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug. Dis tyd vir nog 'n kruikuier op Teefontein saam met Antoinette. Hierdie wille dagga het die mooiste, wonderlikste blommetjie. En afgesien daarvan dat hy medisyne is, kan mens hom ook in jou tuin plant in vir die suikerbekkies wat so lekker van sy stroopies kan neem. Maar die een wat ons in die tuin kry, is net die gewone wille dagga. Jy sal sien, hy het sulke oranje blommetjies wat so in 'n ronde kroontjie groei. Nou hierdie een is die wille dagga. Jy kan sien, hy het klein blaartjies. Die een van die wille dagga wat jy in die tuin kry, se blare is groter. En as ons nou kan sê dat kankerbossie die koning van die kruie is, kan ons sê ons wille dagga is die hertog van kruie. Hierdie wille dagga saam met dasbos. Eerstens is dit net goed vir niergesondheid nie. Hy werk op ons skildklier. Hy help ons as ons nie geslaap kry in die nag nie. So hy's 'n wonderlike een as jy meer energie soek. As jy sien hoe trek jou liggaam skeef onder die stres, is dasbos en klipkruie die kruie wat jy soek. Nou van hulle gaan ek vat. Ek gaan nou die 2 takkies. Nee, wag, ek gaan 3 vat. Ek gaan hierdie 3 takkies van die wille dagga vat en dan so 'n teelepeltjie dasbos wat ek in 'n glashouer gaan sit, liter kookwater opgooi en dan drink ek so 'n halwe koppie 3 keer 'n dag. Dis wonderlik om te weet dat daar helende eienskappe in so groot verskeidenheid plante is. En nou vir iets heel anders.
Zuidval se Nastergal konfyt is die eindproduk van 'n beperkte groeiseisoen en 'n beproefde resep. Kom ons gaan kyk. Ons is familiebesigheid wat sedert 1910 in die Bloukop omgewing is. Ons staans nog 2 broers op die plaas hier en 'n neef en nog 'n broer in Zambië wat nog saam die besighede bestuur. Ons verbou verskeie produkte, mielies, sojas, beeste en skape, aartappels, saadaartappels en appelboord. Ja, my eerste kennismaking met Nastergal konfyt was in 'n kleuter was. En ouma voer jou Nastergal broodjies aan die tafel. In die vroeë 2000s het die jagers, ons bure, begin Nastergal verbou. Dit is vir ons baie interessant, ons het hulle goed opgehou en gekyk wat hulle aanvang. Hulle die produk ontwikkel en oor jare heen bemark. En 2-3 jaar terug het hulle afgetree en het ons gevoel dit sal vir ons goed wees om die besigheid oor te neem en die produk verder uit te bou. Die besigheid was toe nou reeds goed gevestig en groot genoeg dat dit darm sin gemaak het. Met die oorname van die konfyt besigheid van die jagers af het ons werklik net mooi niks geweet nie. Jy het al gesien dat iemand 'n pot konfyt op 'n stoof roer en dit was maar basies dit. Wat goed was dat ons die kookspan kon oorneem. Die jagers was baie instrumenteel om ons te leer om te werk en ons baie inligting gegee. Daar sonder sou ons verseker marklei getrap het. Daar's kunsies en dinge wat jou effektief maak en wat die proses reg laat loop, wat mens absoluut moes bykry. Ons het ure in hulle kombuis gesit en oor 'n broodjie konfyt, jy sal nie glo nie, heel wat konfyt geëet in daai tyd by hulle aan die huis en hulle het ons mooi hand tree vir tree gevat. Die boer van Nastergal is nie werklik so geweldig moeilik nie. Jy het net natuurlik die natuur se wat kan weeg en vorentoe en agtertoe wat soms 'n uitdaging kan wees. Nastergal groei relatief eenvoudig in ons provinsie en omgewing. Dit is 'n koel weer gewas, somer verbouing en dit is nie werklik so moeilik om dit te groei nie. Dis wel geweldig duur in terme van arbeid. Ons plant met die hand, ons oes met die hand. Mens dra ook die hele jaar se oes en ons kry 1 keer 'n jaar die geleentheid om die produkte vervaardig en dan moet jy genoeg hê vir die res van die jaar. Die oesproses is krities. Ons kan nie groen saadjies en bessies in toelaat nie en ons kan ook nie stingels en steeltjies en allerlei ander vreemde foreign bodies toelaat nie. Die proses om dit skoon te maak is intens en jy maak baie seker dat dit goed verloop. Dan begin die kookproses wat dan nou weer die volle ding op sy eie is. Die resep is die geheime tradisionele resep en die vrouens wat dit doen dit met hulle kundigheid baie goed. Die borrels word steriel verseël natuurlik en dan is dit etikettering en dan die bemarking. 'n verdere uitdaging in hierdie hele proses. Ons het baie goeie gevestigde kliënte wat ons baie dankbaar is vir hulle ondersteuning en die produk word dan landwyd versprei. Ons maak nog produkte behalwe Nastergal, makataan wat ons self plant en gooseberries wat ons ook verbou. Hulle vul die Nastergal goed aan en mense het 'n baie groter indruk laat by jou kliënte en op die rak. Ons vul daar 'n spasie en dit is net 'n logiese ding om nog konfyt te maak as jy reeds enetjie doen. Die fabriek bly ook dan heel wat langer aan die loop en ons kan die mense wat vir ons werk heel wat langer betaal. In die Nastergal konfyt fabriek het ons omtrent 15 permanente werkers en dan in pliktyd neem ons tot 100 in diens om die werk gedoen te kry. Die res van die besigheid het tussen 100 en 300 mense in diens, seisonaal soos ons hulle nodig kry. Nastergal is 'n vergewensgesinde plant. Ons spuit basies niks op die produk nie. Ek dink hy is absoluut residiefvry. Mens moet versigtig wees wanneer jy kos aan mense bied. En in ons tyd is almal ingestel op gesondheid en ons is bewus van baie praktyke wat nie goed is nie. Die feit dat ons die produk gaar maak en dat dit 'n gekookte ding is, ondervang dan nou 'n klomp
siektes en bakterieële oordraging en sulke dinge wat kan gebeur, maar 'n gefokusde aandag dat jy wel met ander mense se gesondheid in jou hande sit, is baie belangrik. Dit is voor die hand liggend dat dit so moet wees. Dit is ook hoe ons dit probeer doen. As 'n jong entrepreneur 'n nuwe idee het, ek het myself al uit baie planne uitgepraat. En ek dink dit is 'n groot fout om te maak. Ek dink om te begin en te probeer is die beste ding. Die kans op sukses is altyd daar. En mense kan baie leer deur om jou te kyk, op te let in die klas en te sien wat mense aanvang en net te probeer. Ek was verstom oor hoeveel vernuf daar tussen ons lê in ons eie gesin. Het ons die meeste van die prosesse hanteer. Ons kind het die labelontwerp, my vrou in bemarking en online dinge. Daar's baie kundigheid binne menself en mens moet net fokus en diep delf en gewoonlik is daar 'n goeie uitkoms. Net hierna, Kobus Hurter van Agriculture kuier in die ateljee. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Kobus Hurter is die bestuurende direkteur van Agriculture. Hulle fokus op voedselsekerheid en kleinskaalse boerderye. Welkom Kobus. Ja, ek kon Dit is so inleidend. Ek het nou gekyk na twee pragtige insetsels. Daai hele ding van agritourisme, die bokmelk, daai nastergaal. Ek het geleer van saffraan en truffels in Nisboere. Nou het ek weer nog iets geleer. Maar wat is jou opinie ook sommer van wat jy daar gesien het? Nee, weet jy, dit is ontsettend bemoedigend. Ek dink die groot ding wat 'n mens nie altyd besef nie is, ja, as 'n mens met enigiets 'n wenresep het en modulêr daarna kyk om dit modulêr te laat groei, dan kan 'n mens nie glo waarna toe as jy terugkyk waar jy begin het nie. Ja. Kobus, ja, dit lyk indrukwekkend wat hier op die tafel lê, maar vertel my gou 'n bietjie, so jy begin daar by die saadpakkies, wat presies lê nou hier voor my? Die starter packs, die kleinste perseel starter packs is die 15 en 30 vierkante meter. Nou hierdie die pakkies wat ons nou het, die donkerblou en die oranje, is soos wat ons hulle ken heidaglik as die somer en die winterpakkie. Okay. So die konsep rakende dit is dat jy met 8 pakkies van hulle deur die jaar. So jy plant basies 'n somer 1 en 'n somer 2 en dan plant jy hulle 6 weke uitmekaar uit. Ja. Dan kom jy by Maart maand. Dan gaan jy oor na winter toe. Dan plant jy nou jou winter 1 tot 4, letterlik 6 weke uitmekaar uit, wat jou normaalweg vat hier tot omtrent in einde September. Ja. En dan bly dan mos nou die 2 somer 3 en 4 oor. Ja. En as jy dit plant, jy kan dit plant op 60 vierkante meter wat die oppervlakte is wat normaalweg met jou RDP behuising skemas voorsiening gemaak word. So in so 'n skema dan of as jy daai benadering het jy die heeltyd jy groente letterlik van die 6de week af. Het jy groente reg deur die jaar. En dan wat ons met die pakkies doen is, ons probeer so ver as moontlik seker maak dat ons alles insluit, laat enigiemand wat dit plant, alles het en die beste kwaliteit het daarvan om nie foute te maak nie. Ja. So die pakkie sluit in, hy sluit behalwe die handleiding in, sluit hy natuurlik die kombinasie van saad. Ons het 3 hooflyn variëteite wat ons gebruik en dan het ons 5. Ons oorweeg nog om te kyk of ons het bietjie wil wysig met die nuwe pakkie. Dan het hy hy het nog hulpmiddels en hy het 'n toutjie wat spesiaal gemerk is. Dan is daar natuurlik die kunsmis ook in. En die verskil is wat ons in die bestaande pakkie het waar ons die enkele kunsmismengsel gebruik het ons nou die besluit om 'n kombinasie van 3 kunsmismengsels in te sluit. En ek dink dit is daar lê 'n groot verskil. Dis wat hier lê basies en dit is in 'n sekere volgorde wat ons dit met ander woorde gaan of aanbeveel dat dit toegedien word. Ja. Dit is op hierdie stadium redelik klaar beproef. Ons het gesien dit maak 'n groot impak op die opbrengste wat ons het. Ons huidige topopbrengste op die pakkies, die top gemiddelde opbrengste is oor die 350 kg per 30 vierkante meter as 'n mens hom daarop uitwerk. So ons sien uit daarna dat ons kan en ek glo ons gaan dit
baie verbeter op. Want ek kan sommer nou gevoel het ek tog eers is 'n korrel, maar ek voel is vloeibaar. So hierdie is nie apart nie, dit gaan binne in die nuwe sakkie ingesluit wees, nê. Nee. Dis reg. Dit vervang dan nou 3 van hierdie pakkies, met ander woorde, vervang dan nou ons enkele kunsmis mengsel wat ons gehad het in die ou pakkie soos wat hy daar is. Die eerste gedeelte wat 'n mens met ander woorde gaan toedien is om net jou dis 'n 111 NPK formulasie, nou maar net om in die wortelsone genoeg voeding te kry sodat jy jou plante vestig, en dan word dit nou aangevul deur 'n beproefde grond- en wortelkondisioneerder wat se werking is om die voedingsstatus in die plant in ekwilibrium te plaas. Okay. En dit word dan opgevolg basies deur gatskop, en dit word dan aan die einde van die seisoen toegedien. En dit bevat is 'n unieke hoeveelheid van makro en mikroelemente wat dan nou vir vrugvorming, met ander woorde, na die einde van die seisoen toegedien word. So gaan letterlik en figuurlik jou opbrengste 'n goeie gatskop gee dat dit gaan goed doen. Ons glo dit. Want dit is eintlik lekker, ja, want weer eens ek sê, as jy aan publiek kyk en jy stap in 'n enige winkel of koöperasie en jy koop net sade van die rak en gaan druk in die grond, dan dis oké, maar hierso gaan dit suiwer oor, ek bedoel jy vir 'n klein begrotingkie en vir iemand met eintlik beperkte kennis kan jy eintlik op 'n professionele teeste amper presisie boerdery skaal ek wou sê hand aan boerdery waag, en wie weet, dit lei dalk tot iets baie groters vorentoe. Ja, ek moet eerlik sê, ja, ek dink met die 30 vierkante meter pak is die kans seker om jy weet om 'n winsgrens van aan die orde van 'n R2500 te kan realiseer is binne bereik. Ja. So ons glo dis nie net goeie waarde vir geld nie, maar die impak wat dit verskil maak. En ons sien dit met die projekte waar ons klaar betrokke is, gemeenskappe by lewensbestaansverbeteringsprojekte of livelihood restoration programs. Ja. Kan ons al klaar sien daar wat die groot verskil is wat gemaak word, en ons bly uitbrei daarmee. Ja. Vandaar die druk wat ons gehad het om te kyk na die 250 vierkante meter, want die gemeenskap het ons gevra oor, maar kan julle nie dit doen met die besproeiing om dit ook uit te brei na daai grootte en natuurlik na die kwart hektaar toe ook nie. Kom ons sê baie dankie. Ek wens dit meer tyd gehad het. Dankie dat jy vir die land doen. My grootste droom bly dat almal so 'n pakkie gaan bestel vir iemand wat hy erns wil seën met hierdie wonderlike oplossing. Sê van ja, keep up the good work. Dankie Corneille. Baie dankie dat julle saam gekyk het. Tot volgende week. Groete. En onthou om ons land se nisboere te ondersteun. Tot weersiens. Hier sal jy boer. Volgende week op Nisboere. Ons ontdek die wêreld van mikrogroentes by Living Greens. En kuier tussen die pragtige alpakas van Helderstroom Alpacas, waar passie, innovasie en gehalte saamkom. Moet dit nie misloop nie. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.